Ons is hier in die Milie FM se podcast studio en ons het vir Heitjie Berg hier. So Heitjie, baie welkom hier so by ons. Dit is vir ons 'n groot eer om jou op die stoel te hê en jou storie te hoor. En ek hoop soms ons kan lekker kuier. Dankie, is wonderlik. Ek het hier aangekom. Ek het Pluto koffie gekry wat hulle vir my gaan haal het. Maar toe ek jou sien, toe dink ek, "Jene, waar ken ek jou vandaan? Is dit nie die tronk nie?" Dit Jy het so gesig, ek dink, "Waar ken ek?" En ek dink dit moet die tronk wees. Dit hang af van watse provinsie en ons is op die lug, ek kan nie. Man, come on. Nee, is lekker om hier so te wees. Ek het nou vanoggend gou vinnig geland, wel nie vanoggend nie, gou vanmiddag. Moes klomp goed by die huis gou afgehandel het. Babietjie is okay, Lemaitjie, vroutjie is okay, Geraldine, ons het 'n nanny. Haar naam's Lena, sy's absoluut ons 2IC. Ek bedoel, sy is die oë van daai huis. Dis cool. En die hart ook. En so, ek is nou daarom nou hier so vir 'n dag. Jy's so dag. Maar jy's hier so hier langsaan by Lewende Woord môre. Het jy 'n praatjie oor jou nuwe boek en ek kan nie wag om dit te lees nie. Ja, ek gaan vir jou 'n koppie gee. Great. Okay, ek gaan vir jou 'n koppie gee. So hoe môre nou, ofwel, hierdie praatjie by Lewende Woord, hoe dit gebeur het is dat ek is betrokke by 'n non-profit met naam van Hope Again Recovery Wellness Center. So ons het 2 rehabilitasiesentrums, een hier in Bloem eintlik en dis vir drug en alcohol. Jy weet mense wat sukkel met Net weer daai naam? Hope Again. Hope Again. Ja, so ons het 'n sentrum hierso in Bloem en ons het een in Potch. En die eienaar, die ou wat dit begin het, Frikkie, so 'n ongelooflike man. Eers en hy het so hard vir die Here en hy wil net almal help, maar is 'n dierbare mens. So hy ken vir Liesel wat Redeeming Love, dis ook 'n non-profit. En hulle het mekaar al gehelp. So wat Redeeming Love doen is hulle help girls wat uit mensenhandel kom en prostitusie en sulke tipe goed. En die twee het 'n paar jaar gelede connect met mekaar en Frikkie het gehelp dat om safe houses vir haar te gee en so daar's 'n samewerkingsooreenkoms tussen Redeeming Love en met Hope Again. En so ons wou 'n fondsinsameling gedoen het om geld in te samel vir die NPO, want 30% van die ouetjies wat by ons is daar verniet. Jy weet, dis ouens wat ons van die straat afhaal. Ja, So wat al 20 jaar op die straat is. Hy het nie 'n familie nie, hy het nie 'n pa nie, hy het nie 'n mediese fonds. Hy het nie 'n mediese fonds nie, hy het een tand, jy weet, that's it. En hy bly al vir 20 jaar daar. En so ons moet fondse kry daarvoor. En toe het Liesel met die idee gekom en Frikkie hulle en toe besluit ons man kom doen hierdie ding. So maar ek gaan nie môre praat oor dwelms en mensenhandel nie. Meer oor die boek. Ja, wel dit gaan jy weet, ek sê altyd vir mense, want mense wil net nie hoor nie. Jy weet, jy was op skool gewees, obviously, en dan kom die polisieman daar aan en dan wys hy nou al hierdie dwelms en hoe sleg dit is. So, jy weet, jy het vir die ou gelag. Ek wou net gaan kyk, wat is daar binne? Wat kan ek steel? Wat kan ek gebruik? Hoe hoog gaan dit my maak? Jy weet, ek het nie, en hierdie kop wat gekom het was gewoonlik so weird, strange. Hy kon nie lekker praat nie. Hy het ook 'n tand of 2 missing gehad en alles so. Heel waarskynlik op iets. Ja, hy was ook heel waarskynlik op iets. Hy het self nie goed uit daai tasie uitgevat man. En die rede hoekom dit so moeilik is om daaroor te praat is want dwelms en alkohol, of dit nou dwelms, alkohol, pornografie, dobbel, whatever it is, dis nie die probleem nie, dis die oplossing. I mean, dit is die oplossing vir dit waarmee die addict sukkel. Jy weet? Ja, dit is die oplossing wat vir 'n tyd lank 'n doel dien, maar dan eventually word jou lewe unmanageable en dinge val uit mekaar uit en goed, maar dit wat aangespreek moet word is dit wat alles onderliggend lê. Jy weet, daai diep dis-ease en ongemak en feeling apart from instead of a part of, diep wortels van verwerping. Jy weet, daai tipe goed, want dit is wat ons medicate. Jy weet, jy medicate mos nou maar, jy weet, as jy nou maar gebruik. So dit is 'n baie moeilike ding om oor te praat. Ag, en jy weet, mense raak ook al moeg daarvoor. Ek was jare terug in Bloemfontein vir 'n fondsinsameling met PSARO, People Search and Rescue Unit. Dit was 'n organisasie wat ook mensenhandel beveg het, want ons weet dit is rof en in die Vrystaat is dit verskriklik erg. Ja. Né? En my vriend, ons het die pragtigste venues gehad. Dit was so goed gereël geweest en mense het dit nie belang gestaan nie, want mense wil dit nie hoor nie. Ja, dit is 'n moeilike ding om te hoor. Ek weet Liesel het al op hierdie selfde stoele gesit met jy weet van die vrouens wat gered geword het, nê? En die pad wat sy stap, jy weet, ek het Sondag aand diens toe sy kerk toe en Liesel staan daar buite, sy sê nee, sy is op pad Johannesburg toe, sy met 'n vrou uit die klub uitgaan haal. Het nou nie uitgehaal, ja. Dis dit. Ja. En die werk wat Liesel hulle doen daarso, Liesel, dis sulke gevaarlike werk, maar die Here se hand het regtig vir julle vas, hoor, met alles wat julle doen. En dankie dat jy deel is ook van dit en ook van môre die fondsinsameling
Ja. Dit is goed, presies wat jy sê. Mense wil dit nie hoor nie, maar dis goed wat om ons aangaan. Ja. Dit is goed, dis regtig. Jy weet as jy kyk, jy weet toe ek betrokke was, ek het vir 7 jaar was ek betrokke by Passaro en toe op 'n stadium toe stop ek. Want dit het net te veel geraak en ek het nooit regverdiging gesien plaasvind nie. Ek het baie min gesien dat justice regtig plaasvind, want die wet rondom prostitusie en human trafficking is nog so, wat is die woord, vague. Byvoorbeeld ek sal gou vir jou 'n voorbeeld gee. Baie van die mense wat ons gaan soek het, was nie mense wat getraffic was nie. Dit was 'n kind wat miskien weggehardloop het vir 'n stiefpa wat haar molesteer. Okay? En ons het hierdie een geval gehad van hierdie kind, wat dis die tweede keer wat sy weggehardloop het vir haar stiefpa, en die stiefpa hou haar aan molesteer. So sy hardloop weg, hulle is almal op dwelms. Maar dan kry ons haar terug en sy wil nie 'n saak maak nie, want die stiefpa het vir haar gesê as jy 'n saak maak, dan gaan jou ma nie meer kos kry nie, ouma gaan nie meer leef nie, jy gaan nie meer. Dan moet jy daar sit en kyk hoe hierdie ou haar kom haal en daar stap hulle weg. Ja man. Jy weet so en jy kan niks aan doen nie. Seker goed, maar dit het gevaarlik begin raak vir ons, want ons is later begin agtervoer wat nou agtervoer. Ons is later begin agtervolg. Ons het 'n paar oproepe gekry wat van mense wat baie hoog op is in die regering wat gesê hier stop jy gaan nie verder daar nie, mag jy dit doen nie, mag jy dat doen nie. Want die ouens wat vir Passaro gewerk het was ou polisiemanne en konstabels en speerders en goed. Wat dit maar gedoen het omdat hulle dis wat hulle doen. En soos het hulle privaat betaal om hierdie ouens te gaan kry. En hoe dieper hulle in dit ingegaan het, hoe meer teenstand het ons net gekry. En op 'n stadium was my koppie net leeg. Ek het net gesê, "Jene, ek kan nie meer nie. Dis drugs, dis dit, dis dat." Op 'n stadium het ek gesê, "Nou moet ek sny van al daai goed." Want jy weet jy kan soveel van hierdie goed doen, maar dis nie te sê dat die Here wil hê jy moet aanhou dit doen nie. I mean, daar kom 'n stadium in jou lewe wat die Here sê jy gaan nou geen ding meer doen. Jy's nie op een organisasie nie. Jy gaan nie meer by die kerk dien nie. Jy gaan nie meer niks. Jy sê nou nee. Jou seisoen is nou. Ja, jou seisoen is klaar because I want to teach you to say no. And just have me, en weer is okay, want ek is 'n performance driven ou, my vrou ook. Ek is 'n D personality, daai rooi en ek is goal driven, performance driven, ek het ADHD, nes jy weet. So dit is net van go en ek voel dat ek iets bereik het wanneer jy die resultate van iets sien. En dis 'n baie gevaarlike default van my, want ek kan baie maklik voel ek is nie, daar moet iets fout wees as ek nie op 'n mountain top is nie. As ek in 'n valley is, dan sit soos en wat's fout? Ja. En dit is glad nie die waarheid nie. So ek en my vrou het so geleer om nee te sê, om stil te sit. My vrou wil eintlik ek moet vir die volgende jaar niks doen nie. Ek moet net by die huis sit en met hulle maatjies speel. Maar my vrou sê nou die dag vir iemand, sy sê hy sal dit vir 2 dae kan doen. en dan iewers dan sy koppie weer op iets. So 'n mens moet rus. Jy moet rus. Ja, mens moet rus en net weer terug na Redeeming Love toe, wat ek verstaan van wat hulle doen daar vir die fondsinsameling. Hulle het spesifieke huise wat hulle skep. Vrouens wat uit hierdie gate uitkom, noem dit gate of tronke of wat ook al, mense wat in gevangenis was van hierdie dwelm en seksslawe en so aan. Hulle het nie noodwendig ergens heen om te gaan nie en hulle moet op 'n veilige plek beskerm word en obviously is daar wat hulle van die dwelms ontslaa raak, wat is dit? Ja, rehabilitasie, so hoop ek help daarmee. Ook rehabilitasie daarvan Ja. en dan ook om laat niemand hulle in die hande kan kry nie. So hierdie safe house is ook op plekke wat niemand weet waar dit is nie. Dit is veral as dit nou gaan kom by daai moeilike, jy weet, mensehandel en so aan. So die werke wat Liesel hulle doen is amazing en ja, absoluut. Jy die average ou in Bloemfontein gaan nie weet waar haar huis is nie. En dit is 'n goeie ding. Dit is. Want soos jy sê, hulle word gesoek want hulle is baie geld werd. Hulle bring verskriklike baie geld in want mensehandel, ek bedoel Liesel het nou al seker vir die feite gegee weet. Ek dink dit het in letterlik 10 jaar terug al het dit meer geld gegross as McDonald's, Starbucks, Coca-Cola wêreldwyd saam. Want dis nie 'n ding soos 'n gram kokain wat jy net gebruik en as dit op nie. Jy kan hom oor en oor verkoop. So en dan soek jy weet en jy kry natuurlik vlakke van mensehandel. Jy weet jy kry die goed wat hier by ons gebeur so half oor die grense deur waar mense die goals veral op social media, jy weet, kry en vir hulle sê luister die want hulle kyk na jou social media blad en sien o, jy is daar belang in fotografie of jy is daar belang in modelwerk en laat hulle weet en sê luister hier so agentskap en jy het werkie en kom oor hiernatoe en dan bring jy paspoort of vat hulle die goals en eweslik verdwyn hulle net. Maar dan is daar natuurlik ander vlakke van trafficking waar hulle oor ons grense gaan. En as dit gebeur het jy 1% kans om die goal terug te kry. Ja. Jy het nou 'n belangrike ding aangeraak wat vir my belangrik was. Ek het 'n vorige podcast wat jy gehou het met is dit I Choose Us? Ja, met Mornay, ja. Met Mornay. Wat jy iets genoem het daar
waar verslawing en mensenhandel en jou pad met die Here vir my bymekaar kom en dit is connection. Ja. En ek dink wat ek as 'n heeltemal 'n leek van mensenhandel en so aan, dink ek waar ouers kan help is om baie connected te wees met jou kind. Ja. Ek dink nie ons weet hoe maklik dit gebeur waar hierdie ouens en weet met al hulle tegnieke. Ons het eendag het ons by die voorbeeld gekry van as jy gaan fly fishing doen en jy target geelvis, nê. Daai geelvis is spesifiek, hy soek een spesifieke tipe vliegie en jy weet om hom te vang. En so weet daai ouens hoe om daai spesifieke gull te vang. Is met daai spesifieke aas wat net sy voor sal gaan. En ek dink wat mense kan nie sê, jy weet, blok jou social media of bly weg van die wêreld af, ons isoleer jou nie. Dit is juist daai koneksie wat jy moet hê met jou kinders. Wat daai verskil kan maak. Kyk, ek wil vir jou sê enigiemand kan verdwyn, enige persoon se kind kan verdwyn. Daar's byvoorbeeld nie een mol in die hele laas wat ek gehoor het in hele Suid-Afrika. Dis nie net Johannesburg nie waar daar nie recruiters rondloop nie. Nie een mol nie. So okay, so en natuurlik en social media is massive. Jy weet, ons het aan die begin toe 'n meitjie gebore was, het ons 'n paar foto's op social media geplaas en goed en toe besef ons net nee, ons gaan dit nie meer doen nie. So as jy vir 'n meitjie sien op social media, sê jy net die agterkant van haar kop sien en dis dit. Daar's 'n dokumentêr nou uit oor 'n vrou wat haar kinders, nou kyk, okay, kom ek gaan net gou terug. So Lemay, as sy TV kyk, die bietjie tyd wat sy kry, kyk sy YouTube en sy kyk hierdie Diana en Roma, dis hierdie kiddie YouTube sterretjies, wat almal in Dubai bly en dis cute goed, dis great goed, dit is is hierdie een, dis nou Diana en Roma wat sy love. En is hierdie hulle is nou al 4 kindertjies, maar dit begin met Diana en Roma, toe word hierdie kind gebore en nou is hierdie enetjie is nou al die YouTube sterretjie. En jy weet die goed wat hulle doen. En hierdie dokkie het gegaan oor 'n vrou wat presies dit gedoen het met hulle kinders. En hulle skatrek. Ek bedoel, ek dink Diana en Roma is $80 miljoen sterk, né? Wêreld, ek bedoel hulle views kry 7400 miljoen views op YouTube. Jy weet hulle is wêreldwye sterre, né? En daar's baie van hulle. Daar's honderde van hierdie YouTube sterre wat dit doen. Maar die dak het gaan oor die mamma wat die kinders het groot geword en wil hulle dit nie meer doen nie. En toe kry hulle 'n resentment teen die ma want hulle het gevoel hulle het nie 'n keuse gehad nie. As jy so klein is, dalk wil jy dit doen want dit is vir jou goed, maar die ma moes meer wysheid gebruik het. Nou ek sê nie dis verkeerd as mammas dit doen nie, maar wat gebeur het is oor hoeveel pedofiele hierdie kindertjies dophou. En the attacks op hierdie kindertjies deur pedophiles, want jy het geen beheer oor wie hierdie goed kyk nie. En mense wat obsessed raak met hierdie kinders. En dit is net ek het geen reg om nou Lemay vir die wêreld te gooi nie. Want ek weet nie of sy dit graag sal wil hê nie. Ek ken mense wat glad nie op social media is nie en hulle verkies dit so. Ek geniet social media. Ek dink dit is 'n wonderlike tool. Ek dink dit is amazing. Jy bereik mense en jy kan besigheid daarop doen en ons is, jy weet, baie discerning ook met wie ons partner en wat 'n mens sê en goed. En ons wonderlike voordele daarvan, maar ek sal dit nie sommer met Lemay doen. Maar ek wil iets nog vir jou gesê oor connection. So vir jare lank het mense gedink, wat ek wil sê is dat jy het nie beheer, jy kan die beste connection of verhouding met jou kinders hê, hulle kan nog steeds verdwyn. Okay? Met trafficking. Alright. Maar kom ons vat gou verslawing, alkoholisme, addiction, jy weet eetversteurings, jy weet al daai tipe goed. Want dit het almal so half dieselfde tipe wortel, dis dieselfde siekte, hy manifesteer net anders. So as jy nou porn addict is en 'n drug addict, dis dieselfde siekte, hy manifest net anders. Maar vir jare lank het hulle gedink en dis nou die sielkunde hierdie, het hulle gedink die teenoorgestelde van addiction is recovery. Nou dit is so, jy is nooit recovered nie, jy weet dit. Dis nie meer my identiteit om 'n recovering addict te wees nie, maar ek sal altyd in herstel wees. Jy is nooit, jy weet, ek kan geen mood altering substances gebruik nie. Ek kan nie drink nie. God sê, ek kan jou herstel en ek kan vir jou 'n nuwe lewe gee, maar jou kruis wat jy moet dra is jy moet 'n sober lewe lei. Want jy kan dit nie beheer nie. Jy's 'n addict. Dit is in jou brein, dis substance use disorder. Jy weet dit word al geklassifiseer in die DSM as 'n disorder, 'n mental health disorder. En so ek het al 10 keer in die ring probeer klim met Mike Tyson en gedink die keer gaan ek hom plat slaan en dan jy is nie sterker as dit. Jy moet surrender. You've got to admit defeat. Jy moet die vlaggie opsteek en sê God help my. Ek kan nie dit doen nie. En waar ander mense kan, ek kan dit nie doen nie. Okay. So jy's altyd in herstel en die punt is obviously om sober te raak. Maar hoe raak jy sober? En dit is baie baie interessant. Die punt is om
oor tyd lief genoeg vir jouself te raak, sodat jy nie hoef te gebruik nie. So that you don't have to hurt yourself. Because if you don't love yourself, as jy nie dink jy het waarde nie, dan gaan jy jouself so hanteer. But if you know your worth en jou identiteit, as jy dit besef, dan gaan jy jouself nie meer seermaak nie. Ek bedoel, hoe sal jy 'n stuk goud hanteer? Mooi, sal 'n polish in 'n neus. Hoe sal jy 'n honderdrol hanteer? Nee, maar die vleek kom sit op in die skop om weg en alles en so. So, if you believe you're not worthy, you're gonna do things that doesn't add worth to your life. Alright? En dan lok dit al die vleie. En dan lok dit al die vleie, natuurlik. Ja, so jy is jou own self-fulfilling prophet eintlik in jou lewe, né? Nee? Nou wat interessant was wat 'n ou gaan doen het is hy het 'n hok gevat met 'n klomp rotte, né? Nee? Is baie interessant. En hy het niks in daai hok gesit nie, net 'n klomp rotte en aan die een kant het hy 'n kraantjie gesit en dit was cocaine infused water. En al wat daai rotte gedoen het is hulle daai water gedrink totdat hulle gevrek het. Nou ek sou ook daar gesit het. Ek sou die hele tyd daar gesit. Nee, absoluut. Jy weet, ek kon nie genoeg cocaine in my lyf kry nie. Ek kon nie. Ek het 1 gram een lyn, 30-40 000 rand, maar ek het heeltemal uitgehaak. Dat soos in totaal vir dae lank. Ek het seker binges gehad, soos 4, 5, 6 dae. Jy weet, totdat my kop my los. Hardloop 'n kaal in die strate rond en ek word gearresteer en Weskoppies toe gevat. Like ek kon net nie genoeg van dit gekry het, maar toe vat hy daai selfe hok en hy bou vir die rotte alles waarvan 'n rot sal hou. 'n Wielietjie en gangetjies en toutjies en mazes en baie die rotte net kon jol, okay? En hy toe nou ook in dieselfde hok en toe het hy nou ook hierdie cocaine infused water gehad, né? En wat interessant was, nie een rot het hierdie water gaan drink nie. Al wat hulle gedoen is met mekaar gespeel en hulle het deur hierdie goed gegaan, okay? En toe figure hulle uit dat die teenoorgestelde van addiction is nie recovery, dis connection. As jy betekenis het in jou verhoudinge, betekenis het in jou geloof, betekenis het in jou werk, betekenis het in die visie van jou lewe, betekenis het in jou droom, betekenis het met and you build meaning through relationships. Dis hoekom mense wat isoleer nooit voel hulle betekenis in hulle lewe nie, want betekenis kom net uit verhouding uit. Dit is hoekom ons gemaak is vir verhouding. We made for fellowship. Jy's gedesigned deur God om fellowship te hê met mekaar. Jy is nie designed om te isoleer nie. En so en as jy daai connection het wat 'n mate van betekenis in jou lewe bring, is jou kanse om 'n addict raak baie minder. Baie minder. Nou wat gebeur in dysfunctional huise waar die pa alkoholist is of daar's goed. So dit is obviously trauma en goed wat van 'n klein tyd af gebeur. En trauma en verwerping en hartseer en daai tipe goed kan breek die connection. It breaks that authentic connection. As jy 'n pa-figuur moet hê wat genuine 'n godly father is en 'n kind en het daai gesonde verhouding wat nie perfek is nie, but it's a healthy verhouding. Daai ding is soveel werd as wat jy 'n pa het wat heeltemal wanfunksioneel is en alkoholiek is en abusive is en goed. Of en net nie betrokke nie, ja. Jy glad nie betrokke nie. So daar is nie daai connection nie. There is daar's absence en wat dan gebeur is daai ding backfire op jou en jy begin die wrokke en die verwerping en goeters te projekteer op die mense. So dis nogals wat interessant is, né? Nee? So jy moet jouself lief hê. Dis 'n ding wat die Afrikaner nie lekker verstaan nie. Dis ons is so half ons moet so half ons moet maar die laaste wees, ons maar die vloerlappie onder en ons dink, en jy weet, mag jy geld en jy mag jy ryk wees nie, maar dit is nou arrogant en mag jy dit nie, mag jy dat nie, jy weet. En jy moet maar net en dit is so not biblical. Ja, dit is so ek het 'n sermon van Neville Goodchild wat hier langs staan by Lewende Woord, pastoor waar ons môre is. Hy het nogal dit baie mooi opgesom die ander dag het hy gesê ek is actually holy. Jy kan ek glo dat jy net of die beste weergawe van jouself op aarde met God se doel vir jou op aarde kan wees wanneer jy regtig lief is vir jouself. En soos jy gesê het in die vorige podcast het jy ook gepraat van 'n stinking thinking alone, né? Stinking thinking Ja, so is jy gesê. Ja, want ek bedoel so hoe herstel werk wanneer jy geen mens in die wêreld, vergeet van addiction en al daai tipe goed. Jy weet, kom ons sê daar's 'n ou wat nou nie hierdie probleme het nie. Maar ons weet daar's 'n doel in jou lewe. Jy het baie meer potensiaal as wat jy dink jy het. Jy weet dit vir 'n feit. Ons sukkel van limiting beliefs. Almal sukkel van limiting beliefs. Limiting beliefs is 'n leuen wat jy oor jouself geloof. Jy glo jy kan nie dit doen nie. Jy glo jy kan nie dit doen nie. As dit eintlik nie die waarheid is, is ek net bang om dit nie te doen nie, maar dis limiting beliefs. So ek gaan baie môre daaroor praat, okay? En die krag van om daai goeters te breek. Alright, so
Maar jy kan dit nie alleen doen nie. Daar's geen manier wat jy hierdie goed alleen kan doen nie. As jy in jou kop lewe en jy isoleer en jy het nou hierdie limiting belief en jy het hierdie verstaan van God, jou eie verstaan, en jy het 'n verstaan van die wêreld en 'n verstaan van dit en jy weet nie alles wat jy glo en wat jy dink is die waarheid nie. Dit was vir my revolutionary toe ek dit besef. Oh my word, nie alles wat ek dink is waar nie. Dit was ons ou en ek het dit nie besef toe ek dagga gerook het nie. Ek het dit besef toe ek sober was. Ja. En so jy het mense in jou lewe nodig, liefdevolle spieëls noem ek dit, loving mirrors. Jy het mense nodig wat jou, maar jy moet volwasse genoeg wees om mense wat in jou lewe in te saai, en mense wat jou accountable wil hou en wat jy wil korrigeer, mense wat jy wil coach en mentor en so, om saam met hulle te kan groei, want nie baie mense het dit nie. Almal raak offended en mense wat hom aanstoot en jy iets vir ou sê wat hy nie van hou nie, dan sê hy sommer vir jou en hy loop. Okay. So die beginsel daar is accountability. 'n mens moet accountability, dis soos teachability, maar jy moet jouself oopmaak vir 'n ou wat jy die autoriteit gee om in jou lewe in te spreek, om jou aan te vat wanneer hy mag. En jy kan nie dan net vir hom, dan moet jy thick skin hê. Maar so ek noem dit nou maar stinking thinking. Jy weet, as jy nou so half op jou eie is, want jy kan nie stinking thinking regmaak met stinking thinking nie. Jy kan nie jou eie denke verander, want dis wat moet gebeur. Paulus praat van you have to renew your mind, né? Nou die Heilige Gees help jou. Die Heilige Gees doen al die renewing en so, maar hy doen dit nie outomaties nie. Jy het 'n partnership met die Heilige Gees. So wat nou gaan moet verander in jou lewe is die goed wat jy lees, die goed waarna jy luister, die mense met wie jy jouself omring. Jy weet, daai tipe goed is die enigste 3 goed wat bepaal of jou mindset gaan verander of nie. Mense wat jy mee uithang, die goed wat jy lees en die goed waarna jy luister. Okay, so as jy jou lewe wil verander, moet jy daai 3 goed verander. Want dit gaan jou denke verander. Okay? En so, maar jy het dit nodig. Jy het ander mense nodig, jy het boeke, jy weet as jy 'n boek lees, as ek 'n boek lees, ek kan nou saam met Elon Musk gaan koffie drink, want ek lees net sy boek. Dan sit ek leer ek van hom. Dan sit ek in sy teenwoordigheid, jy weet. Ja. Maar but you can't change stinking thinking with stinking thinking, because it's stinking thinking. You can't change your thinking with your thinking. Ja. Weet jy wat ek sê? Ja. So, en dit is jy kan, ek meen elkeen wat in daardie situasie is, wat ek en jy altoe in was, kan dink of gaan jy hierdie probeer alleen doen. En daar is 'n mate van jy moet jouself een kant hou van wat jou kringe wat jy in beweeg het en so aan, en dit is nogal, ek dink dit is nogal nie harde werk nie, maar dit is iets wat mense moet sin maak van, is wie jy gaan toelaat nou hierso by jou. Wie gaan jy toelaat om in te hierdie dubbel lewe, want dit wat in die donker gebeur en dit wat hier gebeur, dis tiring. Ek as jy nie omgee nie. Net 'n kort, ek weet dit is nooit 'n kort storie met ons hier, maar 'n kort storie met jou storie. Waar dit begin en en waar jy spesifiek begin agterkom het, daar ek is nie soos ander mense nie, as ek dit so kan vra. Ek gaan vir jou 'n storie vertel. Ek gaan vir jou sê waar, jy weet, ek luister nou op die oomblik die audio Bybel van Genesis, ek's nou in Genesis 5, né? En so ek's deur die hele Adam en Eva en waar die slang nou gekom het en hulle van jy weet, die boom geëet en hulle het besef iewes skielik hulle is naked. So dis daai oomblik wat jy eintlik besef iets is nie. So I'm going to tell you that moment was toe in graad 2 het my graad 2 onderwyser my maat skool toe kom. Ek kan nie onthou hoekom sy by die skool was nie. Ek weet nie of dit 'n ouer dag was of ek kan nie lekker onthou nie, maar ek en my maat by die juffrou gestaan en sy het voor my ma gesê ek gaan in die tronk beland in graad 2. En dit het my hele wêreld so half omgedraai, want eers het ek gedink, maar wat is fout met my? Hoekom sê en dis 'n onderwyser, sy het autoriteit, dis 'n groot mens, jy luister na groot mense. En wat gebeur het is my ma het huis toe gaan en dit is nie omdat sy dit met intensie gedoen het nie. Jy weet, ouers het nie geweet nie. Hulle weet vandag nog nie hoe maak jy kind groot nie. Almal het ons dan maar hulle goed wat hulle saambring in 'n familie in. En so en ek is toe pak slaag gegee omdat ek stout is. So sy het dit gesê en toe het my ma dit solidify dat daar's maar in my kop het ek gaan, okay, there's something seriously wrong. I'm a part from instead of a part of. There's something wrong with me. I'm going to end up in jail. En toe ek het vir dae lank in die bed gelê en gehuil. Want hoekom gaan ek in die tronk opeindig? Maar toe besef ek daar's iets anders aan my. En toe maak ek dit my I want to say my identity, want toe begin ek as prins crazy te act.
sodat en die aandag wat ek by mense gekry het, ek geloof. En die stoutighede en die pak sla en maatjies wat sy ouers my wegjaag van die huis af en sulke goed. Dit het my 'n kick begin gee. En want ek het so van my kop klaar geweet, I'm not gonna make it. So I might as well just go. En dis wat met my gebeur het. Ek het van 'n jong ouderdom toe begin steel. Ek het alles onder die son, jy weet, ek het veral lighters en stil goed gesteel. Ek het verskriklik gesteel in die laerskool, baie en ek het die goed begin werk. Ek was soos 'n kleptomaniac. Ek het net en dit het my 'n kick gegee en die rede vir dit is. Dis soos 'n eetversteuring. Omdat dinge om my so chaoties gevoel het. Ek sê nie dit was altyd chaoties nie. Dit het net in my wêreld so chaoties gevoel. Het dit gevoel dis een ding waar ek beheer het. Niemand weet hiervan nie. Nou eating disorder is presies dieselfde. Wanneer jy vinger in jou keel druk want jy het bulimia, it's about a control thing. I'm in control of this thing because I'm so out of control with everything else. En toe onthou ek in standaard 5, toe onthou ek my ma het vir my kom sê dat geen hoërskool wil my aanvaar nie. Die Transvaalse onderwysdepartement ons moes spesifieke aansoek doen. Ek weet nie wat alles die ou TOD, onthou jy dit? Klomp skole wou my nie vat nie. Dat blykbaar moet ek Boys Town toe gaan. En toe gelukkig toe kom ek in 'n skool in die Wilgers en ek is daar, maar toe ek van laerskool Wilgers toe gaan toe, dan sê ek net maar nou gaan just gonna go all the way. Jy weet so vandag een af rook, drink, gaan te kere hierdie kind met sy kouse af en pentagrams op sy sak verf en is net death metal en jy weet Metallica, Dayside, Napalm Death, Iron Maiden, jy weet Devils, jy weet swart klere, Docs, onthou Docs, Docs, 14 up Docs, jy weet. Yes, en my kamer was pikswart geweest by die huis. Ek het in die buitekamer gebly. My sussie het nog daar ingekom nie want dit was net sulke dit was net flippend death metal en goed. En toe ek in standaard 8 is, toe besluit ek gaan nie meer by my ma bly nie want ons gaan mekaar vergiftig. Ek weet nie wie gaan mekaar eers vergiftig nie, omdat ons het baie vasgesit. Nou moet jy onthou, my ma was 'n enkel ma. Sy en my pa het geskei, was nie maklik nie. Ek het 'n ouer boetie gehad wat ook bietjie geparty het en gekuier het en so dit was moeilik. Dit was moeilik in die huis. En toe fake ek 'n suicide. Ek gaan nou nie daaroor praat nie, maar ek wou nie doodgaan ek wou 'n suicide gefake het sodat almal gaan, "Oh my word, kyk wat doen. Hy is 'n man en hykie," en dit was net manipulasie. Dit was ek het my ma baie seer gemaak en dit was 'n maar toe my pa my uit die huis uitgehaal en ek het in 'n ander huis gaan bly op my eie. Maar dit was eintlik my pa se kantore gewees in Brooklyn en ek het hy het in Johannesburg gebly en toe later Kaap toe getrek en ek het alleen in die kantore gebly. Dit was 'n huis gewees wat in kantore gemaak is en my pa het altyd gedink dit gaan my meer verantwoordelikheid leer, maar toe doen dit die teenoorgestelde. Want nou het ek freedom. Ek kan sien, daar staan dit 18. Oh, my vriend, ek het daar op en af op my bed gespring. Yeah, woo! Somehow deur die genade het ek skool klaar gemaak, maar my pa het my so geel Datsun gekoop. So 1978 geel Datsun, hy het nog sulke klips gehad voor wat jy moes aftrek en maak jy die bande toe. Ek het sulke fur bo op gehad, ek het so hout, so sement voet op gehad. Jesus, geryk skool toe rook ek 'n spliff. En na skool rook ek 'n joint. Ek het net En daar was baie dele daarvan wat fun was. Jy weet, ek dink nou aan jou jaar. Dit was fun, dit was party, maar toe skool het klaar geraak en my drug of choice was ek was heavy in die club scene in gewees want 'n paar van my het 'n klub gehad in Pretoria, DNA. Ons het heavy na die raves toe begin gaan toe die goed nog so 'n bietjie underground was. Niemand het geweet van hierdie techno parties in 96, 97. Ja. Want Mother Rave het eers in 98 dink ek het Mother 1 was dit geadverteer geweest, toe word rave soos half popular, maar so toe sit nou ecstasy en LSD was toe nog groot, LSD is nie meer regtig so groot, die meth was toe nog glad nie regtig 'n ding in geweest nie, cat was nog nie uit geweest nie, dit was maar ecstasy, LSD en toe begin dit cocaine en toe raak cocaine my drug of choice. Toe eventually toe gaan dit cocaine crack, want crack is mos nou maar cocaine, en die enigste manier hoe ek van die crack kon afkom, want my binges was lank. So ek sou vir lank aangegaan het en die come down is so erg. Jy weet, daai depressie is verskriklik, daai crash wat jy moet hê. En as jy 'n klein bietjie heroin vat en jy gebruik dit na so 'n binge, dan het jy nie hierdie verskriklike depressie nie. Jy's okay, jy kan slaap. Al daai goed en toe stadig maar seker toe van die heroin by so en toe later toe sit net heroin. En toe later toe is my droom om Pablo Escobar te word by die venster uit. Het jy snor gegroei? Nee, want ek het nie geld gehad nie. Ek het my eie product gebruik. En ja, kom aan. En toe raak ek net soos enige ander addict. Dis nou nie glad nie. Jy weet die war stories is almal dieselfde. Mense geniet dit om die war stories te lees, maar almal is dieselfde. Jy weet, ek het gesteel en jy weet almal rond en kaal besteel en al wat ek gedoen het elke dag was net om geld te kry om Hielbra toe te ry om heroin te kry. En toe
daar klomp goed gebeur en toe eventueel toe gaan ek aan my eerste rehab toe en ek het na my eerste 2 rehabs het ek skoon gekom, toe het ek gaan drama swat. Toe het niemand geweet vir 8 jaar of 7 jaar het niemand geweet eers daar was so 'n probleem gewees nie. Ek het dit stil gehou. Niemand het geweet ek is deel van Narcotics Anonymous nie. Niemand het geweet. My pel het geweet ek drink nie, ek nie. Dit was my flippend moeilik. Jy weet om Stellenbosch toe te gaan om daar nie 'n glasie wyn te drink nie. Nee. My word. Nee. But I did it. Ja. En toe om so 7 jaar van skoonheid toe val ek weer. Ek het Na 7 jaar. ek het ek het nie die Here in my lewe gehad nie. Ek is deur shamanism, boeddhism, hindoeïsm, ek is deur alles. Weer al die rituals gedoen. Ek is deur die Mankind Project, ek het die Purple Mushroom Man gaan ontmoet. Ek was so nieuw uit, so heavy. Ek was very seeking. Ek het gesê ek sal enigiets in glo behalwe die Here. Want ek het dit verafskie toe ons klein was om Sondagskool toe te gaan, kerk toe te gaan en hierdie dominees te hoor wat so praat en preek en ek dink julle weet wat hulle sê nie. Ek het nie die liefde van Christus in die kerk gekry nie. Daai jare se kerk nie. Toe die pendulum nou nog heeltemal daai kant toe was, jy weet, wit kerk, geen swart man kom maar in nie, jy weet, baie sin-driven. Die sin-driven, jy weet, die hel en die hel en die hel en die sonde en die dit en die dat en sê ek, ag man, julle agterente, ek gaan nie jou straf, ja. Ja, as hy my moet straf en dan my gaan straf. Jy weet, ek wil 'n paar hê. Ek wil nou nie hierdie want jy sit so in die kerk en dink jy, ja, maar niemand's gelukkig nie. Almal staan so op. En nou so suurgatte en ag nee, ek gaan nou nie flippen vir dit val nie. Maar toe val ek want ek het geestelik arrogant begin raak. Spiritueel, jy verloor jou humility, jy verloor jou teachability, jy dink jy staan, alles gaan goed. Want my karier het baie vinnig baie goed begin gaan. Ek het nog altyd gewerk gehad, ek het nog altyd goed gedoen met die acting en toe ek het 'n show aangebied vir Mnet, 'n game show en toe val ek op daai game show. En toe kom daar binges van baie lang binges en dis toe eintlik dit in die wanneer was dit geweest 2007. Dis toe dit tot die lig gekom het eintlik. Dat ek's 'n recovering addict, dan gaan ek rehab toe, dan kom ek uit, dan doen ek 'n storie vir huisgenoot en dan as die huisgenoot op die rakke is, dan lê ek klaar weer in die gat. Nou, jy weet dit so dit aangaan. Eventually toe daai klomp goed gebeur, ek het weer alles verloor. Ek was amper net soos jy weet, jy draai maar by die dood om by party plekke en toe eindig ek het in 'n paar selle opgeëindig. Ek is 10 keer rehab toe. Eers in en uit en 9 keer eintlik, 1 keer was nou nie vir dwelms nie, maar en toe eventually toe kom ek skoon, ek was Weskoppies toe gewees. Ek was in Weskoppies vir 'n paar maande en ek het daar uitgekom en ek het die Here ontmoet op Survivor. So op Survivor in 2010 toe ek Survivor gaan doen het. Daar het ek 'n encounter met Jesus Christus gehad. Ek's in die gees ek was in water gedoop, ek was in vuur gedoop. Christ Almighty came into me. My skille van my oë het afgeval. Ek het hemel gesien, ek het hel gesien, ek het God se stem gehoor. Ek het gehuil en gechunk en genies en geskree alles op presies dieselfde tyd. En sê, "Oh my word, Lord Jesus, die wen het nie meer vir my saak gemaak nie of ek nou wen of nie wen. Ek weet God besit al jou geld, hy besit alles. Nick, he's going to take care of me. Finally I'm with him. Thank you Jesus." Die shame, die guilt het geval, die shackles het geval. I'm free of the shame, I'm free of the guilt. Want as jy nie in die Here glo nie, jy kan skoon bly. You can. Maar jy gaan altyd weghardloop van gevaar. You're just never going to run towards a place of safety. You're going to run away from darkness, you're just never going to run towards light. Daar's 'n groot verskil. Ja, want as jy weghardloop vir die donker, waar gaan jy eindig? Exactly. Waar is Die donker gaan jy dalk nie vang nie, maar waar's jy? There's no light. Waar jy na die There's no safety. And so I found the Lord, I found Jesus en toe begin hy pad met my stap op haar eiland. Toe sê hy vir my skryf jy eers 'n boek. Maar sê gou net, waar is daar iets spesifieks wat gebeur het wat jou ja, daar is iets spesifieks. So, ek het 'n challenge gedoen, jene se was taaf. Ja, dit is ek sê dis seker die tweede taafste ding in die wêreld wat ek moes gedoen het. Ons het 'n challenge gedoen en in daai challenge moes ons deur sulke bamboese wat aan mekaar vasgemaak is kruip. En almal aan mekaar vasgebind. Jy moes aan die ander kant uitkom en met die een uit losmaak en dan moet jy 'n kus gaan kry in die water en ek weet nie wat alles nie, maar toe ons het die challenge verloor en toe ek aan die ander kant van hierdie bamboese gekom het, toe is my hande toe sien ek hoe rou die vel op my hande is. En toe daai aand, toe staan dit soos 'n halwe tennisballe, sulke blaase. Nou wat gebeur met Survivor? Dit is genuine. Ek weet nie hoekom mense dink dit is 'n foefie nie, want dit is nie 'n foefie nie. Ja, dit is real. Jy kry water and that's it. Ons het een keer toe hulle sien okay, hierdie ouens gaan na genuine heeltemal. Het ons 'n halwe appel gekry tussen 8 mense om te deel. That's it. Jy kry kos wanneer jy merge,
soos op die en that's it. Jy kry water en dis dit. Jy kry nie dit is nie 'n foefie nie. Die kameramanne praat nie met jou nie. Daar's 'n ander plek waar hulle slaap. Jy kan nie net instap en gaan dink jy gaan nou 'n snacker kry by iemand. As iemand vir jou daar kos moet gee op die production team, hy sal nooit in sy lewe weer vir die production company werk nie. Hulle sal hom daar posbaai want hy breek so 'n kontrak. Nee, dis nie. Maar wat gebeur is in die aande dan sny die kameras vir kom ons sê 15 minute want 'n paramedic kom om te kom kyk is almal okay. En byvoorbeeld as jy op medikasie is terwyl jy op 'n eiland is, moet jy 'n medikasie kry, kroniese medikasie. So wie gaan dit vir jou gee? Hulle moet dit vir jou kom gee. En jy mag dan met niemand praat nie. Hulle noem dit gag order. So jy mag as die kamera sê mag jy met niemand praat nie. Hulle kom die paramedics kom kyk en as dit dan rol dit weer. Toe kom die paramedic na my toe en sê ek ons gaan hierdie vog moet uittrek, ons gaan methylated spirits en mercurochrome met inspuit soos in die army. Jy weet wat hulle nie goed dit brand maar dit maak hom dood. Ja. Hulle spuit hierdie goed in maar ek sê dan flip en jy kan nie blaas nie. En eventually, okay, toe gaan slaap ek die aand. Die volgende oggend toe ek wakker word, toe die blaase gebars, want dit was sulke rooi kolle, twee sulke rooi kolle op my hande, nê? Nee? En ek en Bonnie was verskriklike goeie vriende. Bonnie en Boelie. En sy, sy's lief vir die Here, maar sy was on fire op haar eiland, nê? Nee? En ons was top 3 gewees, ek, Bonnie en Letsego. En ek en Bonnie het elke dag by die see gaan sit. Ons het dit in die Maldives geskiet. Dan sit ons op so 'n stomp en sit ons en praat en ek gaan sit daar saam met Bonnie op hierdie stomp. Ek sê vir Bonnie, "Yes man, vertel my net iets van die vyand. Tell me something about the devil." Jy weet. Ek ken die Bybel, ek groot geword met die Bybel, alles en so just I don't want to know anything about Jesus, but just tell me something about Lucifer. En toe sê sy vir my iets wat in 'n movie gesê. Ek weet nie wat 'n movie hulle dit gesê het nie, maar toe sê sy sê the greatest trick that the devil has ever pulled was to make people believe that he doesn't exist. Because if he doesn't exist for you, then you're not going to be in need of a savior. Like, why would you need saving if you don't think that the enemy is real? Because Lucifer beteken die draer van lig. Dis eintlik 'n vuurhoutjie. Dit is eintlik wat Lucifer is 'n vuurhoutjie. Maar dit beteken die draer van lig and so he comes to you in light. He doesn't come to you in pentagrams en darkness en katte wat geslag word en sulke tipe goed nie. En demone nie. Hy kom na jou toe in 'n ding wat lyk soos die Heilige Gees. Hy's 'n copycat. So en toe sy dit vir my sê, ek weet nie hoekom die Here dit so beplan het nie, maar toe sy dit vir my sê, toe ek so afkyk na my hande, toe vir 'n split sekonde toe ek op die kruis saam met die Here. Toe's ek en die Here, dit was asof ek is gekruisig. Ek is die Here en die Here is ek. Maar hoor wat nou wat ek sê, like Christus is in my, ek het saam met hom gesterf. Toe sterf ek daar aan die kruis saam met hom. Die ou hytjie is dood, die nuwe hytjie staan toe op uit hierdie kruisiging uit en toe ek so opkom uit hierdie ding uit, ek so opkom en ek kyk so op, toe hoor ek die stem wat vir my sê, hytjie, ek het nog nooit na jou gekyk, ek het nog altyd na Christus in jou gekyk. Toe hoor ek dit. Ja, ek weet. Toe hoor ek dit. En toe ek dit sien, toe begin ek net so te huil. Ek sê, "Oh my word," en ek besef hemel en hel is waar. Ek besef and there's the Father. I'm in his presence. I just died. This old person was just crucified. 'n nuwe mens met vlees het opgestaan. Die ou, weet jy, dit was so reëel vir my gewees dat ek lag nog daar. Ek sê vir Bonnie later, ek sê, want ek het baie skuld gehad. Ek het verskriklik baie skuld gehad en moeilikheid, baie crap. Okay, ek het mense kom uitgekom het ek baie stuff gehad om mee te deel. Ek het soveel rustigheid gehad want as ek moes hof toe gaan om te praat oor my sou ek net gesê het maar dit was nie ek nie. As ek sou vir die judge gesê het as jy kind van die Here, dan sou hy probably gesê yes. Dan sou ek gesê wel, wat sê die woord? Daai ou is dood. Daai ou wat dit gedoen het is dood. He's dead. Ek is nie daai ou nie. Ek het dit nie gedoen nie. Nee, en weet jy wat het gebeur? Hier is so 'n miracle wat gebeur het, nê? Ek het so R500 skuld gehad toe in 2007 was dit baie geld geweest. Klomp goed. Anyway, my pa is 'n senior advokaat en hy het net gesê, "Wag tot jy die dagvaarding gaan kry. Vermy dit so lank as wat jy kan, maar wanneer jy die dagvaarding gaan kry, laat weet my, ons sal hof toe gaan eventually en ons sal skik vir 'n 10 sent uit 'n rand uit. Want die bank is nodig aan geld, maar daar's 'n manier om die minimum te betaal. Betaal hulle, maar kom ons kyk hoe, jy weet, kom ons betaal die minimum. En kom en doen dit reg, okay? En my pa is verskriklik goed in insolventie. En hy het toegang om te kyk. Jy weet almal jy kan toegaan. Dit is baie maklik om te kyk wat jou kredietrekord is en alles. My vriend, ek het maar ek het nou skoon gekom en ek het in 2007, 2008 het ek skoon gekom en 2010 was Survivor. So daai 2 jaar het ek niks gehad nie. Ek het nie 'n kar gehad nie. Ek het taxi gery, oral heen, nê? Dis amazing. Jy moet 'n taxi ry. Dis 'n adventure. Jy gaan nooit laat wees nie. Jy moet net nie voorsit nie, want dan is jy verantwoordelik vir die geld. Maar taxi's is cool. Ek het vir 2 jaar lank taxi gery.
Elke dag werk toe, binnelanders toe terug, partykeer lief te kry met ander mense. Ek het 'n flat gehad waar ek 'n matras gehad het en teelepeltjies. That's it, né? Teelepeltjies, ek het teelepeltjies gehad, okay, né? En my vriend het hulle my nooit vir Survivor sê ek, "Jesus man, ek gaan hierdie ding vat." Maar toe is ek al 2 jaar sober. Maar sonder eer, maar in daai tyd soek hulle my. Jy weet want hierdie ou het kaartskuld en kredietkaartskuld en allerlei goed. En my pa bel my die eendag en hy sê vir my, "Hytjie, sit jy?" Ek sê, "Ja, dis nou na Survivor." Dat ek hier gewen, ek het die R1 miljoen gewen, tax free. Hy sê, hy verstaan dit glad nie, maar jou tax is nie meer, jou skuld is nie meer daar nie. Nou jou skuld, ek weet nie of dit nog steeds so werk nie, verhaal na 3 jaar, jou skuld, as hulle jou nie in die hande kry nie. Maar dan is jy gemerk, jou kredietskor is dan in sy kas in, jy weet. Hy sê, en jy het ook nie 'n merk nie. Geen. 0. Niks. Ek sê vir hom, "Dit wat bedoel?" Hy sê, "Ek beloof jou. Jy het nie skuld nie, maar jy's ook nie gemerk nie." Ek sê, "Hoe die flip en al is dit moontlik?" Hy sê, "Wel, dis die Here." Ek sê, "Dit is onmoontlik." En toe gaan fit ons uit. Toe bel ek my die vroutjie wat al die jare ons korttermynversekering gedoen het, want my kar was verseker, ek het 8 ongelukke gehad en sy het later my gebel en gesê, "Hytjie, bye, jy's hoë risiko. Ja, jy moet 'n fiets koop. Jy gaan nie meer versekering kry nie, jy gaan nêrens versekering kry, sê ek nou vir jou nie. Want ek bel haar toe en ek sê, "Luister, check gou op jou stelsel, Alexander Forbes, 7805022520 was my ID nommer. Kyk, want ek wil versekering hê. Want ek het so ou Merc gekoop, so ou wat my pa eintlik vir my geleen is, nou langs toe, so ou." Sy sê, "Hytjie, jy gaan nie versekering kry nie." Ek sê, "Sit net daai ding in." Sy sit dit in, ek hoor op die foon later, sy sê, "Hytjie, kan ek jou terugbel oor so 30 minute?" 30 minute bel sy my terug, sy sê, "Hytjie, ek verstaan dit nie. Ek kry jou nêrens op die stelsel nie. Nêrens nie. Nêrens in die hele Alexander Forbes is daar rekords van dat ek vir jare my versekering daar gehad het. Hier kry ek versekering. My skuld is afgeskryf, is gone. Ja, ek weet nie, nee. Nee, plus ek het nie 'n rekord nie, skoon. Nou weet jy wat het gebeur? Net toe ek uit Weskop uitgekom het, toe help ek 'n ou man van Casey Kooiman uit 'n rehab in Pretoria. Hy was nogal 'n goeie pel van my gewees en ek het niks gehad nie, nê? Niks. Ek kom nou net uit Weskoppies, rook, sigarette gelaf. Rook jy my nie, maar koranpapier met bibi tabak. Jy weet, dis wat jy in Weskoppies gerook het. So ek het dit gelaf, koranpapier met bibi of met boxer tabak, jy weet? En die triek is baie spoeg, jy moet hom heavy lek. Daai ding is super lekker, nê? So dis wat jy gerook het. Ek het dit gerook. En ek sit daar so by hom en hy sê, en daar's 'n girl daar en sy sê, hy vertel my toe haar getuienis, hy 2.3 of 2.5 miljoen rand se skuld gehad en God het dit vir haar weggevat. Net so. Want sy het gebid vir God. Sy het gesê, Here, ek weet ek het aangejaag, maar nou moet U my oppas soos Moses. U het vir Moses opgepas. Jy moet myne oppas, want Moses het iemand doodgeslaan maar jy moet myne oppas. Toe sit ek daardie dag saam met Casey en ek sê, Casey, ek wens God kan dit vir my doen. Toe sê hy sal, bid dit. Daai aand toe gaan ek, toe bid ek dit. Wragtig, toe doen God dit vir my ook. En dit is die ding, die woord sê soveel keer vir ons, né? Miracles. Miracles. Ek dink die spesifieke skrif kan ek nie nou onthou nie en maar ek dink dit gaan die woord sê dit wat jou oë nie kan sien nie, jou ore nie kan hoor nie en jou hart nie kan glo nie, dit kan God vir ons doen. So die keuse wat elkeen van ons het, is die donker en die ligte pad en so aan, maar as ons die lig kies, dan lyk dit altyd verskriklik moeilik. Dis hoekom ouens bly relapse en bly in die donker bly, want dit lyk net te moeilik, hierdie lig, wat gaan ek nou doen? Hoe gaan ek hoe gaan ek al my skuld betaal? Hoe gaan ek al die gemors wat ek aangejaag het reg kry? En dan wanneer jy daai keuses maak om actually daai pad te begin stap, dan kom die Here deur op maniere wat jy nie eers kan unreal, né? Want jy begin te besef jou verhouding met God het niks met 'n gevoel te doen nie. Dis een ding wat jy besef. It's got nothing to do with a feeling. Mense soek altyd die good feeling en die dit en die dat in the moments with God and stuff. That's not, God het nêrens sê my verhouding met jou is op gevoel nie. Dit gaan oor ken. Hy wil jou ken, jy moet hom ken. Maar wanneer jy nou skoon raak, veral vir addicts, dit vat 'n lang tyd voordat jy die vrugte van recovery sien. Ja, vertel 'n bietjie meer van dit asseblief, daai vrugte van recovery. I mean the fruits of recovery wat ek bedoel is die serenity, die kalmte, jou lewe begin in plek te val, jy maak weer geld, jy's okay, jy kry dalk 'n goal. Die dinge begin normaliteit kom weer in. Jy weet jy begin skoon te bly, recovery word makliker. Jou werk promote jou. Daai tipe die fruits, die vrede wat jy kry, die self-esteem wat jy opbou, die confidence, die goed. Dit vat baie langer. Waar addiction is instant gratification. Nou, so jou eerste 2 jaar gaan heavy daar wees. Maar wat ek wil sê met oor die Here is dat
ek moes die Here het al ongelooflike wonderwerke in my lewe gedoen. Maar waar die Here nou met my werk is dat he is as much in the mundane as he is in all the things that we think is supernatural. So God is, ek kan nie elke dag verwag dat God in 'n bonatuurlike manier na my toe kom nie. Hy hoef dit nie te doen nie. Glad nie. God is in 100% in esteem met homself. Hy het niemand hy hoef homself nie te hy hoef nie in 'n brandende bossie so te kom sit nie. He doesn't have to do it. Hy's nie 'n show-off nie, glad nie. En meeste mense in elk geval wat sulke goed soek om te sê en dan glo ek in die Here gaan in Weskoppies beland, want as hulle dit sien gaan hulle gaan want hulle gaan glad nie die geestelike volwassenheid hê om dit te kan sien nie, proses nie, ja. Maar God is soveel in hierdie oomblik hier by my in die everyday as in die wonderwerke. Jy weet Abraham, né? Abraham, God het die eerste keer met hom gepraat, ek dink op 75 of 78. Die eerste keer met hom gepraat, nooit voorheen met hom gepraat nie. Die eerste keer. Toe oor sy seun gesê vir jou 'n seun gee, né? Isak. Op 99, dis 24 jaar later. Toe kom God en gee hom nie die seun nie. Hy herinner hom net vinnig aan die belofte wat nog moet kom. So as 'n 24 jaar lank gap. Geduld. Noag, God het een keer met Noag gepraat vir 100 jaar en gesê bou die ark. God het nie elke dag vir hom skrif gegee, elke dag die Heilige Gees vir hom sê wat ons vandag het nie, want ons wil elke dag God sien, elke confirmation, Here, praat nou met my. Hy het een keer met Noag gepraat en Noag was faithful vir 100 jaar. Wow. Hy was getrou vir 100 jaar. Hy het nie na die 3de jaar gegaan, het ek nou God gehoor? God praat weer met my, is ek op die regte pad? Moet ek hierdie nou doen? Het ek reg gehoor? Was dit regtig God gewees nie? Nee. Glad nie. Just think about it. So ons het vandag hier in 'n wêreld wat ons is soos babietjies. Regtig, ons is soos flippend babietjies wanneer dit by goed van die Here kom. Ja, ons het die Heilige Gees en yes, en dis die wonderlike deel. Ek dink dit kan ek sal baie bly wees as jy vir ons 'n bietjie deel oor jou boek en ons het so vinnig geraak nou aan die donker wat jy deur is en dat daar regtig vir jou 'n uitkomste was, sterk genoeg was. God was by jou, die regte mense om jou gekies en die regte stappe gevolg. En wat jy ook bly sê, dis 'n proses. Dis 'n proses wat mens moet deurgaan om te begin stap. Dit is nie net soos die volgende dwelm, daai vinnige skakelaar wat jy aansit en dan is alles alright nie. Jy kies daai pad van ek gee oor. Ja. En toe jy sê by Survivor, en van 2010 af het jy 'n skoon pad. Ja, skoon. Jy sien en dit is vandat jy die Here ontmoet het daarso en besluit het jy gaan surrender of ja. So my eerste boek gaan oor dis my storie 12 en dit gaan oor die 12 stappe wat hulle na Narcotics Anonymous en Alcoholics Anonymous gebruik en hoekom daai stappe so belangrik is en enige ou wat wil herstel van iets. Dit hoef nie addiction te wees nie, dit kan enigiets wees. En daai eerste boek het so goed verkoop. Ek onthou ek was in Botswana gewees toe bel Susan my van NB en sê hy's nommer 1. Hy's 'n topverkoper. Dis die eerste keer in 10 jaar wat 'n Afrikaanse Christelike boek toe nou nommer 1 was. Kon dit nie glo nie. Ek is nie 'n skrywer nie. Wat se jaar was dit gewees? 2017. Want ek het hom in My storie van hoop 18 gelees. Ja, ek het hom in 2018 gelees, ja. Dis die eerste ene. Toe gaan skryf ek 'n boek oor mental health. Want ek moes deur herstel te besef ek, okay, maar daar is baie skade. Daar's goed waarmee ek sukkel wat ek nie geweet het nie, want ek het dit altyd gemedicate met dwelms. Nou besef jy, depressie is reël, angsversteurings is reël, ADHD is reël, al daai goeters is reël, jy weet. Ek is 1 keer gediagnoseer met, ek is 2 keer gediagnoseer, eers met bipolêr 1, toe bipolêr 2, toe sê hulle nee, dit was 'n verkeerde diagnose. Man allerhande goed, so mental health is 'n groot liefde vir my, en as ek sê liefde is omdat so baie mense sukkel daarmee, en dan sal nou al hierdie way out opinies oor nee, medisyne is van die duiwel, en sê ek, ag man, regtig, anyway, so ek het 'n boek geskryf daaroor oor hoe moeilik dit ook vir my was om my mental health te vereenselwig nou met my geloof, want ek sukkel so, maar ek is mos nou 'n Christen, en hoe bring ek daai goed by mekaar uit, né? Okay, so dit was die tweede boek gewees. En die derde boek is nou die een wat nou uitgekom het, Geroep vir meer, wat nou September uitgekom het. Hy was 10 weke nommer 1. Kan jy dit flippe glo, baie geluk, 10 weke, yes man. En ek het so gewonder, as ek hom nou gaan skryf, gaan hy reg land? Ek bedoel, gaan die boodskap oorkom? Want dit gaan oor
Ek is iemand wat major goed wil achieve in my lewe. Ja. Ek dink groot. Ek het besef, jy weet as jy klein ding gaan jy 'n klein lewe hê. As jy groot ding gaan jy groot lewe hê. I mean en that's on you. That's not on God. Jy weet jy God gee vir jou alles en sê I mean I don't live for God. I don't work for God. I don't speak for God. I speak, work and live because of God. Like, do you understand? Like, I mean, hier is hierdie lewe en ons kan gaan en koninkryk gaan bou, né? So maar jy moet kyk wanneer jy praat na so die tagline van die boek is hoe om suksesvol te leef, want dit is eintlik hoe om betekenisvol te leef. Eintlik, dis eintlik waar dit gaan. Sukses is 'n wonderlike ding. En mens daar's te veel mense wat as geld oppap en sulke tipe goed dat hulle en dis veral Christene wat so half altyd gaan ja maar geld is nie alles nie. Dan sê ek vir die ou ja maar water is ook nie alles nie. Jy weet moet ek nou op 'n water drink. Jy weet, dis baie belangrik om 'n financial goal te hê om te streef na financial freedom. Dit is belangrik want jou finansies is in die materialistiese wêreld wat die Heilige Gees is vir die geestelike wêreld. Geld is 'n parameter, is 'n barometer wat jou karakter bepaal. Okay, so dis hoekom die Here baie meer oor geld praat as enigiets anders in die Bybel. Hy praat 3000 keer praat in die Bybel oor geld en hoe belangrik dit is. En so it's never about how much money jy weet dis altyd 'n hartsissue. As iemand vir jou vra, jy weet wat is te veel geld? Wanneer het jy nou te veel geld? En die antwoord is eenvoudig, dis daai bedrag vir jou wat jou vertroue in God vervang. There we go. Dis presies. I mean that's it. I mean ek ken mense wat R100 kry en vergeet van die Here. Dan het ek pelle wat R1 miljoen 'n dag maak. Ek het 'n pel wat R1 miljoen 'n dag in sy sak sit. En daai ou het al alles gehad en niks gehad en alles gehad en niks gehad. En hy ek weet nie wat nader aan die Here leef as daai en jy gaan hom nie kan shake nie. Jy kan alles van daai man wegvat. Hy sal staan soos 'n klip. So ek glo God is op soek na mense wat stewards kan wees van finansies, want dit is in elk geval alles die Here se geld. When you get that, verstaan jy dat alles God se is. Ja. Dis nie joune nie. Jou tyd, alles, né? Jou 10% wat jy vir die Here mee gee. Dis alles is God se. Ja. Jy weet? So ek praat baie oor sukses, wêreldse sukses ook, want dit is 'n deel van jou lewe en 'n seisoen in jou lewe wat almal deurgaan om wêreldse sukses te bereik en ons niks fout daarmee nie. Anders het ons nie 'n ekonomie gehad nie, ons het nie vooruitgang gehad nie, ons het nie paaie gehad nie, ons het nie selfone gehad nie, ons het nie brand hierdie I mean it all comes, it's all part of the journey, nee. So En men as jy die talente het, né? Ja, natuurlik. Nou hier is die ding. Jy kan die boek is 'n boek oor personal development. Wat moet jy doen? Selfs al het jy nie die talent nie. To develop yourself to change your life. Want enige ou kan dit doen. Enige ou kan sy lewe verbeter. Enige ou kan op 'n finansiële, geestelike plek en ek praat van al daai dele. When you talk about wealth, you talk about financial wealth but also spiritual wealth, family wealth, relationship wealth, al daai goed. Almal kan in 'n beter plek uitkom. You can. Daar's ek as jy die Bybel lees dan jy moet net maar vir myself of jy saamstem of nie, is daar eintlik 3 beloofde lande. Daar's die een as jy die Here in jou lewe bring. You find your rest, your Sabbath rest is iewes skielik in hom. Daai ding van jy moet eendag in 'n week moet jy rus. Ja, jy moet rus, maar dis nie meer wet nie, dit is nie meer die Ou Testament nie. Jy het jou rus in Christus gevind. Dis soos 'n tiende. Daai ding van jy moet presies 'n tiende gee vir die kerk, dit is nie so nie. Jy moet ek glo want ek moet niks vir die kerk gee nie. Ek moet niks nie. Ek gee vir God se koninkryk want ek wil. Because I want to, because I love him. Because I want to. It's a heart's issue. As jy dink ek moet nou 10,000 gee want Maleagi sê vir my as ek hierdie 10 gee gaan die stoorkamers oopgaan en almal dink altyd dan gaan ek meer geld maak en meer besigheid. So dan sê die pot mis. As die Here gaan ag toe jy weet what are you doing? Verstaan jy? It's nee, jy stem saam nee. Ja. Daai wettiese ding van en as jy nou nie presies 10% gee nie en jy het per ongeluk net 9.9 gee, gaan dit nou geseën wees, gaan dit nie geseën wees nie, gaan dit it's a heart's issue. Ja, jy kan 20% gee. Jy kan 20% gee. Jy kan 5% gee. Jy kan niks gee. Niks wat jy doen of nie doen, nie gaan God jou minder of meer lief hê nie. Dis hy. Okay. It's a fact. Nee. So, maar die derde. die derde. So dis die eerste beloofde land, né? You've got the peace and the rest of Jesus. We are never gonna die. Ons het laat dood gegaan. Okay. Die tweede een is when we gonna be in paradise one day. I mean, dit is die nuwe Jerusalem wanneer ons saam met God gaan leef. Daai wat hulle in Openbaring beskryf van jy weet ek is seker of hy 3300 km lank is en 3300 km so lank. Jy weet mos hy beskryf die blok. Jy gaan lees bietjie hoe die nuwe stad gaan lyk.
met die 12 fondasies van die stene, die jy weet die hekke, die poorte van hoe hy lyk. En is 'n soos wat die Bybel dit verskryf, is dit 'n blok. Dis 'n vierkant, square. Massive. Nee. Ek kan nie wag nie, okay, om flippin in daai ewigheid in te gaan nie. Dis die ene. Maar die derde ene is dat daar's 'n destination wat God vir jou hier op aarde het. Daar's 'n missie en daar's 'n plan. And there's a specific thing wat net jy kan doen. Nou, ek sê nie daai plek is jy gaan in 'n kasteel opeindig in die middel van Ierland met 10,000 vroue en die geld gaan by jou agterend uitloop en jy gaan en jy gaan net 'n party hê nie. Dis glad nie wat ek sê. 10,000 vroue en geld. Ja, dit kom ek jy gaan of die een of die ander hê. Ja. Nee, ek sê want ek bedoel as almal vir jou sê, almal sê ons altyd God het 'n wonderlike lewe vir jou beplan. Dit's 'n wonderlike lewe. Wel James se wonderlike lewe was hy's onderste bo gekruisig. Johannes die Doper se wonderlike lewe is hy's afgekap. Paulus. Ek bedoel jy kan nou maar oorgaan dan kom jy agter jy weet dit was nou hulle wonderlike lewe. Maar wat ons as wonderlik sien en wat God as wonderlik sien is twee verskillende goed want hy sien die volle prentjie. We think it's about this life, it's not, it's about eternity obviously. Maar daar's 'n plan, daar's 'n purpose en God is 'n pappa. Hy's 'n dad. Ek wil hê my moet moet alles hê wat sy wil hê. Ek's 'n dad. Ek gaan nie alles vir haar gee nou nie want ek weet sy gaan dit opneek. Maar daar's tye soos wat sy gaan groei that I want her to grow and live an incredible life. En God het presies dieselfde vir jou. Maar jy het 'n verantwoordelikheid in dit. En dis waaroor ek môre gaan praat. What is your part to play in this partnership with God? Because it's easy to say it's God, it's the devil, it's EFF, there's load shedding, there's dit, there's that. En dan vat jy geen personal responsibility nie. So wat ek môre oor gaan praat, wat my lewe verander het, was in my eerste reep wat ek ingestap het en ek het 'n gebed gesien wat gesê het, God grant me the serenity to accept the people I cannot change, the courage to change the people I can, and the wisdom to know that person is I. En wat dit sê is, boonop vir die feit dat So dis die Serenity Prayer, maar dis eintlik wat die Serenity Prayer beteken. Okay. The Serenity Prayer say, God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, which is people, places, and things. Okay, the courage to change the things that I can. Okay? Ja. En jy kan nie daai drie goed verander nie. And the wisdom to know the difference. Now, the wisdom is to know that the thing that you can change is only you. En jy kan niks anders verander nie. So if I want things to get better in my life, I need to get better. If I want things to change, I need to change. If I want things to grow, I need to grow. So, maar mense het dit agter se voorom. Vir jare het ek ook gedink, as my baas dit gaan doen, dan gaan ek beter wees. As ek meer geld gaan maak, as die ekonomie net kan regkom, as dit gaan gebeur, dan gaan ek okay wees. It's not how life works. It starts with you. Met ander woorde, personal development, jy wat elke dag met intensie moet groei. Met ander woorde, lees, leer, werk, craft, ervaring. You know, growing as a human being is kardinaal vir die Here. Ja, and keeping up, showing up. Of keeping on showing up. Om selfs, soos jy nou gesê het, maak nie saak hoe jy voel nie, jy moet net, jy bly aan groei, jy bly aan go. Of jy so voel of nie. Baie mense, het so baie sukses is vandag gekoppel aan die, ek voel nie vandag, ek voel nie. Ja, ek dink jy moet bewus wees van jou gevoelens, maar absoluut, dis so waar, jy weet, God, nou in die begin as jy Christen, want ek was 'n baba Christenetjie vir lank, en dan, ek is nog steeds, ek bedoel, mens leer mos nou maar elke dag, jy gaan nooit 'n PhD in dit kry nie, maar, God wil hê ons moet, hy wil hê ons moet groot word, ons moet uit die baba swembadjie uitklim, it's time to get out of the baby pool, get serious about life, get serious about our goals, get serious about the vision, get serious about our families, get serious about him, get nie grim nie, but I mean, daar's 'n tyd wat jy moet sê, okay, nou moet ek uit die plastic swembadjie klim, okay. En dan, die leierskap is vir God 'n verskriklike groot ding, en dit is 'n feit, want as jy kyk deur die Bybel, John Maxwell sê dit so goed, hy sê, everything rises and falls on leadership. Dit is so, families, jou werk, enigiets, everything rises and falls on leadership. Okay. En so, die tipe leiers wat God wil hê, ons moet word is, when we shine the light, what does it mean? It means that we are thermostat people, we're not thermometer people. Thermometer people is mense, en ek was verlang 'n thermometer, nee, is dat whatever, as dinge goed gaan, dan is jy daarbo. As dinge sleg gaan, dan is jy in 'n gat. Jy weet, whatever, dit is gekoppel aan eksterne dinge. Okay, so jy is op en af, jy is soos 'n jou. Okay. 'n Thermostat bepaal die atmosfeer. Ja. Hy sê, okay, dit moet nou warm word, dit moet nou koud word. So, ten spyte van wat om jou aangaan,
So ons word geroep om atmosfere te verander. Like selfs al gaan dit super sleg. Ek sê nie jy moet fake wees en soos hier's ek haat dit as ou elke dag vir my sê too blessed to be stressed, brother. Hoe gaan dit met jou? Jy too blessed. Luister, dit is net nie waar nie. Ja. Jy kan sê dit gaan terrible, maar God is good. Dit en ek staan op die Bybel. En staan op die woord. En jy hou aan opdag. En jy hou aan opdag. Doen wat jy moet doen. You keep on. Jy gaan lê nie eendag in 'n gat en dan is jy hier en dan is jy dit. So God is baie erg oor consistency. Nou daar's hierdie wonderlike storie van die Chinese bamboo tree. Nou ek leer dit vir al my vennote in besigheid. Dit is so incredible story about en dis waar. Daar's 'n tipe van 'n bamboo in China. Hulle noem dit die Chinese bamboo tree. Dis die hardste saadjie in die wêreld. Een van die hardste saadjies in die wêreld. Jy plant hierdie bamboo boontjie en jy moet hom in goeie soil plant. Hy moet genoeg water kry en son, maar jy moet hom elke oggend en elke aand 'n sekere hoeveelheid water gee. Nie vir 'n jaar nie, nie vir 2 jaar nie vir 3 jaar nie, vir 5 jaar. Vir 5 jaar moet jy daai ding elke dag oggend en as jy eendag mis gaan hy dood, dan moet jy oop begin, né? Moet jy hom water gee en dan na 5 jaar kom so 'n stukkie op. Letterlik so 'n stukkie, okay? So jy sien geen results nie. Geen. Dit is nie van doen you are consistent and in faith you walk and you do what you terwyl almal vir jou lag, terwyl almal jou jy weet verwerp, terwyl almal dink jy's crazy in jou kop en hoekom doen jy dit? I mean you stay getrou soos Noag en Abraham en al die mense nou maar gedoen het, né? En whatever it is in your life, okay? Jy bly so getrou want toe daai dingetjie uitgekom het hy nie gegroei in 5 jaar nie of wat is die storie? Hy het gegroei. Hy het 'n wortelstelsel gegroei onder die grond van kilometers lank, want daai dingetjie skiet dan op, dan groei hy 30 meter in 30 dae. Hy groei tot 'n meter 'n dag. Skiet hierdie ding op en groei hy eksponensieel blaas hy op. En die rede vir dit is hierdie wortelstelsel, but you don't see the roots. Jy sien nie die wortels nie. Jy sien nie die karakter wat God in jou bou, die skills wat jy leer, die goed wat jy werk, jy weet. Mense gee dan op. Dis alles. They give up because they don't see the result. They don't see it en dan stop jy God se werk, want vir wortels om te groei, dit is taaf, is hard, dis trauma vir die plant, is moeilik. Wortelgroei is nie maklik vir 'n plant nie. En net ongelukkig het mense nie 'n groot wortels as nie. En God gaan nie vir jou 'n boom gee as jy nie groot wortels het nie, want anders gaan hy jou vernietig. So. Ek glo daai storie. Hy net gou iets wat ek aan gedink het toe jy vroeër gesê het, praat ons oor die aandagafleibaarheid en ek sukkel self verskriklik daarmee. Ek het 'n pilletjie gedrink so as ek begin switch op jy weet nie. Ek kan nie die pilletjies drink nie want ek abuse die goed, by anyway, ja. Hoorie, nee, ek praat gister met 'n vroutjie by my seentjie se swem en my seentjie is ook ADHD en haar seentjie ook, nee, maar hoe jy dit sien is dis 'n swemskool en almal luister vir die coach en dan kry jy seker 2 dolfyntjies hier agter. Dis ons twee se seentjies toe nou. Ja. Maar wat my daarin net laat dink het, hoe dink jy is daar 'n koneksie tussen ADHD en addiction? Baie maklik. Baie eenvoudig. Ek wil net gou vinnig sê, ek het nou gesê ek abuse die medikasie as ek dit vat. So enigiets, vir al die methylphenidate goed, al die Ritalin, die Concerta goed, al die lisdexamfetamine goed, dis die Vyvanse, dis die al daai goed. Die Concerta, die Nuzac, alles is alles generics van alles. Dis of methylphenidate of lisdexamfetamine of Dexedrine. Dit is eintlik die ou Dexedrine. Dis alles stimulante, dis alles deel van die amfetamine stimulante en goed. Okay. Dit is nie meth nie. Dit wil ek net gou vinnig sê. Ritalin is nie meth nie. Okay. Dit is dit is 'n cocaine-like substance. I mean, en dis wat ek nou in my boek geskryf het oor ADHD, want ek het daai boek geskryf uit die punt van 'n recovering addict, van iemand wat substance use disorder het. Iemand wat 'n recovering addict is, kan nie daai goed gebruik nie, want dit is so goed soos want ek was 'n heroin addict. Ek kan nie pynpille gebruik wat opiate is nie. Ek drink bottels van die goed uit. Ek vat nie 10 stilpyns, ek vat 30 stilpyns, want ek wil nie die effek wat ek kry, dit maak al heroin selletjies, al goed wat jy maak dit weer oop. So en 'n pynpil kan ook addictief wees. Hoor jy wat ek sê? Pynpil is addictief as dit 'n opiate-based pynpil is. So maar vir iemand vir my, ek kan nie daai goed gebruik nie want ek abuse dit verskriklik. Ek kan nie stop nie. Ek begin dit en dit raak net weer 'n addiction op sy eie. Maar hier is die amazing ding van die medikasie. So wanneer 'n kind, hulle het dit nou al, jy weet, hulle het gesê die ouderdom van 9. As jy 9 jaar oud is en jy het ongediagnoseerde ADHD en jy is nie reg gemedicate nie,
nee, jy gebruik nie regte medikasie nie. Okay. Is jou kanse 65% om 'n addict te word as jy nie op medikasie gesit word nie. Okay. Want jou frontal cortex, ek gaan dit baie mooi verduidelik. So hoe kokain my laat voel, enige meth, enige amfetamine drug, enige upper, laat my anders te voel as 'n ou wat nie ADHD het nie. Kafeïne laat my wil slaap. As ek 'n koffie drink, dan maak ek so. As ek 'n Red Bull drink of 'n Monster, dan wil ek nou slaap. Né? Die manier hoe dit in my brein werk is anderste as met 'n gewone ou se. So wat 'n stimulant doen vir 'n ou wat ADHD het. Okay, dit is 'n frontal cortex ding. So in jou frontal cortex, daai deel van jou brein is verantwoordelik vir jou fokus, jou motivering, jou dryf, jou dit is ook die deel van jou brein. Kom ons sê jy gaan wat kan prioritiseer. So jy kan wakker word, 'n average kan wakker word en sê hierdie is eers belangrik, dan tweede belangrik, dan ek moet deur hierdie goed kom. Hierdie ding as ek nie by dit uitkom is dit fyn, maar hierdie goed moet ek kom. En dis prioriteite. So as jy byvoorbeeld gaan sit 'n gewone ou en hy moet dan gaan sit en hy moet kom ons sê gaan leer vir 'n toets of hy moet 'n taak klaarmaak of whatever. Dan sê sy frontal cortex vir die ander netwerke in sy brein, sny die background noise uit want dit pla jou. Moenie aan volgende week se braai dink nie, want jy moet nou hier klaarmaak. En dit gebeur alles subconscious, want die ou kan konsentreer op sy taak om dit klaar te kry. Okay. So dis soos 'n orkestreerder wat 'n orkes, 'n simfonieorkes orchestrate. Okay. En so jy het hierdie orkestreerder wat daarvoor sê sagter hier op, daar dromme op, violins kom nou in, okay, julle raak nou sagter, jy weet daai ding. Okay. Nou iemand wat die neurologiese probleem het, die neurologiese, it's not really a disorder. ADHD is nie regtig 'n disorder nie. Glad nie. Dit val nie in die mental health disorder groep nie. Glad nie. Dit is 'n kondisie. Dis 'n neurologiese kondisie. Jou brein, jy word anders gebore as 'n gewone ou en daar's niks wat jy daaromtrent kan doen nie. Jou frontal cortex het nie 'n orchestrator nie. Dirigent nie. Ja. Hy het die orkes, maar die dirigent is nie daar nie. So dis chaos. Jy daar's nie 'n dirigent nie. So alles is chaos en jy het nie beheer daaroor nie. Die enigste ding wat die dirigent terugbring is stimulante. Hy bring 'n dirigent terug. En dit is so wanneer ek kokain gebruik of enige amfetamine ding of dan voel ek nie soos 'n normale mens. Vir die eerste keer voel ek, oh my god, is dit hoe dit voel, just to be normal. Dis eintlik wat gebeur. Okay. So, maar omdat ek substance use disorder het, gaan jy vir dit. Gaan ek vir dit. Ja. Ek gaan vir dit, ja. Maar die average ou nie. Hy kry die orchestrator en iewers skielik kan hy dinge manage. En dit sit dinge in perspektief. So ek sê nee, ou kan nie verslaaf raak aan die goed nie. Maar ADHD mense en jy kan dit ontgroei as jy 'n kind is, dit gebeur, jy ontgroei dit, meeste kere raak dit erger. 'n ou wat ADHD het wat nie reg behandel word nie en dit kan lank vat. Want dis nie te sê, want baie mense gebruik Ritalin, dan sê hulle wel die goed werk nie. Maar byvoorbeeld is weer die generic van Ritalin, die gewone methylphenidate, dit mag dalk werk. Want die rede is dis nie presies 'n generic nie. Die ding wat die methylphenidate deliver in jou bloed is anders te byvoorbeeld. So hy word anders deliver. Dis nie 100% dieselfde nie. Hulle het al baie agterkom. Jy het byvoorbeeld Concerta en dan het jy Muzak en jy het 'n Contramol. Dis alles methylphenidate wat lang is soos Concerta, maar kom ons sê A, B is Concerta, A, B en C, dis hoe hy lyk. Hierdie het A, B, D, want A en B is die methylphenidate, hierdie is A, B, E. Die delivery system van elkeen, van hoe dit is anders. So jy kan ook neeweffekte op die een, maar nie op die ander nie. Okay. So dis 'n proses. Vyvanse is nou 'n nuwe ding, want dit is 'n pro-drug. Jy weet, hy moet in jou bloed ingaan en deur jou lewer gaan vir die lisdexamfetamine om te sit in dexedrine. Jy kan dit nie snyf nie, jy kan dit nie in jou are inspuit nie, jy kan dit nie, want wat Ritalin doen is, en dit is gevaarlik, daai pilletjie is so design dat jou lewer 80% van dit gaan wegvat, net 20% van daai pilletjie kom na jou kop toe. Dis presies wat ontwikkel is om na jou kop toe te gaan. Wanneer jy dit snot, en dit gaan nie deur jou lewer nie, dan kry jy 100%. So die gevoel wat jy kry is 5 keer sterker. Kinders, moenie Ritalin snyf nie. Ja, moenie. So dit is wanneer ouetjies sukkel met sulke tipe goed en hulle begin dwelms gebruik, I get it, want vir die eerste keer voel hierdie ouetjie, man, nou voel ek normaal.
Ek stem saam met jou. Naitjie, baie dankie vir dit. Laaste ene, as daar nou spesifiek iemand is wat nou daar buite is wat luister, wat nou ek voel hierdie was 'n voertuig gewees en die Here parkeer hierdie voertuig nou voor hierdie ou se stoep en hy sit daar so jy weet eintlik al te ver gegaan en wat sou jou raad wees? Wat is jou volgende stap vir so 'n ou? So ja. So al hierdie tipe goed begin by using, dan gaan dit oor na misusing to abusing en dan destruction. So hulle het 'n studie het getoon dat net 7% van mense wat substansie gebruik is by die destruction phase. Nou as jy by die destruction phase is, then it's like you making love to a gorilla. You're not done until the gorilla's done with you. Verstaan jy? Jy het nie meer 'n keuse nie. Jy word nie wakker en gaan ek het 'n keuse om te gebruik of nie. Like you just cannot stop. Jy's in die destruction phase. Daai ouens het primary treatment nodig. Jy moet in 'n rehabilitasiesentrum gaan. Jy gaan dit op jou eie kant doen nie. Jy kan soveel pille kry en whatever. Want dit is nie net die drugs wat jy moet los nie. Jou hele culture of using must change into the culture of recovery. Dis nie net die using nie. Die using is een deel daarvan. Jou hele dis 'n baie intense en complicated proses. Maar daar's byvoorbeeld recovery coaching is byvoorbeeld 'n groot ding vandag. Ek het 'n pel, mense kan my inbox op Facebook of Instagram of whatever. De baie goeie recovery coaches. Dis 'n ou wat op 'n buitepasiënt manier. Hy sien jou 1 keer 'n week of 2 keer 'n week en hy coach jou van die culture of addiction into the culture of recovery. Partykeer gaan hy jou coach in rehab. Partykeer moet jy rehab. Nee, alle kere kan hy jou net. Dit is 'n groot veld wat uitgegaan het vandag. Die ouens is amazing. Want ek dink dis 'n baie groot probleem in ons lewe vandag. En ek dink in ons kultuur ook dit is so gevaarlik vandag vir ons as groot mense moet ons besef ons is oral voorbeelde vir oral is kinders om ons en jy weet ons praat nou ekskuus hier oor dwelms maar Suid-Afrikaners het 'n probleem met drank. Drank is huge. Dit is net en dag af wat nou gelegaliseer is of gedecriminaliseer is, ons gaan met 'n generasie groot word wat almal gaan boomrook. En dis okay want dit is legal. Ja, en dit is juist daai 1 of 2 kinders wat op daai ADHD spektrum kan mens maar seker sê op daai gevaarlike deel is wat daardie voorbeeld raak sien en ons moet almal regtig besof vir wat ons doen om kinders, né? En maar ekskuus nou net weer terug na daai raad wat ons vir daai ou het. Hy sit nou hier so en hy weet hy moet iets doen en hy weet nie wat nie. So ek dink die eerste ding wat 'n ou moet doen is dat jy bel iemand wat jou sal hoor. Gaan praat met iemand eers, iemand wat jy weet jou nie gaan oordeel nie. Jy moet dit uit jou uit. Baie mense leef en hulle in the dark about all of this stuff. So daar's verskriklike baie secrets and secrets keep you sick. And you have to kind of get that load off you. Jy moet gaan kry iemand wat jy weet is solid, wat liefdevol is, wat jy weet jy kan vertrou, wat jy goed mee kan share. Ek dink dit is die eerste stap, bel iemand. Okay. En dan afhangende van obviously wat die probleem is, 'n ou gaan dit is nie it's not a shameful thing to go to rehab. It's the most powerful, dit is die meest courageous ding wat jy kan doen is om na 'n kliniek toe te gaan if that's what you need because you're asking for help. That shows strength. It shows weakness if you don't go, want jy dink jy kan dit op jou eie hanteer en jy kan nie. Daar's as ouens oor Hope Again meer wil weet, daar's wonderwerke wat aan Hope Again gebeur. Asseblief ja, Hope Again, ons sal sommer dit hier onder sit. Sit hier onder, mense kan my op social media kontak as jy moeilik nie. Ek kry baie gevalle wat mense kontak mense kan Hope Again to email. My e-mailadres is oral beskikbaar. Ja, ek dink om net 'n begin te maak vir dit, ja, om net te sê luister, ek is ek is bang. Hier's iets wat ek geprobeer het en dit het heeltemal aan uitgeruk. Ek weet nie wat om nou te maak nie. En ek sien die tekens, die rooi ligte. Ek sien ek's besig om al te verloor. My goed spat uit mekaar uit wat nou. Daar's 'n beginpunt. Hope Again is 'n rehabilitasiesentrum. So nie almal hoef altyd rehab toe te gaan nie, maar ek wil net gou dink vinnig so sê mense dink baie keer ouers dink nee, laat hulle my gou kontak en dan want ek gaan die kind kan help. Sal ek uitreik aan die kind toe? Ek reik dan niemand toe uit nie. Ek gaan nie 'n ou bel wat my nie ken nie, want daai ou wil niks met my te doen hê nie. Ek kan jou dit beloof. Ek wat jou seun gaan bel, gaan niks doen nie. Hallo, hier's ek, if it's stranger aan die ander kant. Hy's besig om 'n lyn te vat en 'n goal. Hier's call, hier lê voor my. Nou wil hy met my praat. Ag nee, dit werk nie. En geen persoon gaan 'n ander ou skoon kry nie. It does not exist. 3 things has to come together for you to want to come clean.
personal choice, grace en rock bottom. Rock bottom is nie vir almal op dieselfde plek nie. That's your point of return. Dit beteken dis die plek wat jy gaan, okay. Jy weet, ek het mense wat se vrou hulle gelos het, honde het dood gegaan want hulle was heroin addicts, hulle kon die hond nie voer nie. Dit was sy rock bottom geweest, toe gaan die hond dood. Jy kan al jou geld verloor, jy kan jou huis het, whatever is jou rock bottom. Daar's 'n verskillende plek vir verskillende mense. Grace and personal choice. You need to choose it. You're gonna have to choose it. En as jy nie by daai punt is nie, gaan dit nie help jy kontak regtig mense nie. Like, I mean, ek kry baie e-posse en ek van die goed reply ek nie eers nie, want ek weet nie wat om vir mense te sê nie, want ek kan nie iemand help nie. Ek's net 'n recovering addict, al wat ek is. Ja, ek het nou swaalf miskien 'n bietjie van 'n poster boy geraak in die land van iemand wat nou skoon gekom het en hierdie daily ding fight. Maar ek is nie die ou wat jou kan help nie. You're gonna have to surrender, you're gonna have to admit defeat en jy gaan seriously vir hulp moet gaan. En dan wat gebeur is met addicts, hulle wil nooit, they always want to do it their way. Ja, ek sal hulp gaan kry, maar ek gaan nie soontoe nie. Ek ken nie hierdie ou gaan hier na toe gaan of ek wil dit gaan. They're never willing to go to any lengths to come clean. And until you become willing to go to any lengths to stay clean, you're not going to find life. Ja, daar's nie drukkies omgedraai nie, né? So dit is wat dit is. Daar is soveel mense wat die makliker wat daai quick fix wil hê. Daar is ongelukkig nie 'n quick fix. Ek het 'n pel wat my bel elke 3 maande, dan's hy in 'n gat, my maat. Dan het hy weer pille gedrink en hy het homself gaan afskryf met alkohol en hy het weer R1 miljoen op gambling gaan verloor en elke keer is nou al jare is dieselfde ding. Elke keer. Hy het my nou weer laasweek bel hy my, gemors is by sy pa en huil en sy meisie het nou blykbaar haar borste vir mense gaan wys en toe hy nou die foto gevat en op sy WhatsApp gaan sit om van almal te wys en toe verloor hy kliënte en hy het dit heeltemal verloor. Ja. I mean, he lost it. Ja. En ek sê oor en oor vir hom, gee op nie, maar hy sê hy kan nie rehab toe gaan nie, maar dan gaan hy sy kliënte, jy weet hy gaan sy werk verloor. Ek sê jy gaan in elk geval jou werk verloor. Jy gaan in elk geval as jy so aangaan. Wat hy nou doen hy al die, jy weet nou en is altyd so, hy was in 'n gat, jy sê nou sy in die kerk. En dan sien hy 'n paar mense en dan maar 3-4 weke as hy weer bietjie geld gemaak het en hy is okay, dan sit weer by die venster uit. So totdat hy nie heeltemal gaan oorgee nie. Daai rock bottom wat jy oorgee, surrender your control, surrender die feit dat jy dink jy's in beheer, jy is nie in beheer nie. Jy is in beheer van niks in die lewe nie. Behalwe jou eie aksies en dis omtrent dit. So, maar as mense as daar probleme is of uitdagings, as mense kan my in die hande kry, ek gaan dalk nie persoonlik altyd terugkom na jou toe nie, ek gaan jou verwys. And then it's up to you to say, listen, I'm going to find this person, or if I don't find this person. Ek verwys ook baie min mense actually na sommer net, want dit het al gebeur wat ek sê, man, vat die kind soontoe, of gaan sien hierdie ou, dan relapse die kind, dan sê hulle terug, maar hy het gesê, hy moet soontoe gaan, of hy het gesê, ek moet dit bring. Ek weet, maar dis mos nou maar wat mamas en papas doen. Ja. Ek dink die groot ding is hytjie is dit is moontlik om skoon te kom. Dit is moontlik en om elke dag daai keuse te maak om skoon te bly. En om regtig daai kop skuif te maak dat daar 'n mooi lewe is. Ja. Dit is nie daai wat ons aangewoond is in die parties en al daai. Nie net 'n mooi lewe nie. Ja. My vriend, jy weet. God, jy kan dalk nou nie. I mean, wat is die kans dat God 'n heroin junkie niks bly die ou wat vrou met ou tannies met pepperspray spray om hulle handsakke te steel om Hielbra toe te gaan. Dis wat hy gedoen het. I mean, wat is die kans dat God met my lewe doen wat hy gedoen? Ja, nee. I mean, God can do it with anybody. Like really, I mean, as jy die woord gaan lees, God kan dit ons met enigiemand jou lewe transformeer. But you have to give him a chance. You've got to give Jesus a chance. You've got to go all out in it. Jy kan nie halfpad ingaan en dink so you've got to go all out and he can't just be your savior. He has to be Lord of all. Lord of your finances, Lord of your mind, Lord of your family, Lord of your home, he's got to be Lord of all. Ja. Ek het ek was so vinnige storie dat ek dit voel vir my of die Here regtig gesukkel het met my, want vir so lank het ek net so ietsie gegee en dan so 'n bietjie die volgende ding gegee en so 'n bietjie oorgegee tot 'n punt waar ek heeltemal alles verloor het en ek het nie 'n keuse gehad eintlik om heeltemal totaal en al oor te gee nie. En hoe goed het makliker geraak het van daar af, nê? En maar mense is bang om oor te gee want ek onthou dieselfde storie toe ek jonger was. Ek het vandag aan gedink, toe ek nogal 'n vriend 'n WhatsApp gestuur. Hier staan dit 3, staan dit 4 erns het ek 'n call gemaak en gesê, ek moet dit seker nou maar doen, maar Here maak met my lewe wat U met my lewe wil maak. Maar ek het op daai stadium ook net 'n wêreldse visie gehad van die kerk en die dominee en so aan half bangerig vir dit. Ek bang vir die dominee gewees. En ek het nie gehou van dit nie. Ek het nie, die prentjie was nie vir my mooi geskets van 'n gelowige persoon nie. Iemand, dit is soos dis boring. Ek gaan nie dit soos 'n chop gelyk. Die gelowiges wat ons mee groot geword het. Wel nie almal, maar jy het net gedink jy wil nie so lewe. Nee, en ek was bang, maar ek het nog steeds dit gedoen. Byvoorbeeld seks, nê? Seks sonder drugs. Ek het nie gedink is moontlik nie. En ek het gedog
As ek nou 'n Christen gaan wees, gaan ek nou 'n bedbaksteen trou, 'n non. Like ek het dit altyd gedink, ek sê ek wil nie 'n Christen meisie hê nie, want ek wil nie hierdie mieliesak in 'n dit klink verskriklik. Ek weet maar weet jy wat is amazing, nê? Jy sal weet, ek is getroud met 'n vrou wat ongelooflik anointed is. My vrou Jedidine, sy bou koninkryk. My ma, daai vrou het 'n profetiese gawe op haar en sy is so lief vir die Here. My ma, sy sit 'n uur en 'n half elke dag in die woord. Sy het nou 31 dae in Job spandeer, net in Job. I mean, en wat die Here in haar lewe doen. En laat ek jou sê, our intimate life, my maat, it's just unreal. Mense dink maar dit gaan boring wees. As ek nou 'n Christen is, dis boring, soos jy sê. Alles gaan boring raak. Ja, want hoe gaan jy dan nou braai? It's not. Yeah, it's not. But what God does is He changes your perception of fun, né? Dis wat hy doen. Jou persepsie van fun. En so nie alles raak dit. Ja. So dis regtig, daar is daai wat jy oë nie kan sien nie. Dit wat jy beleef het toe jy daar by Survivor uitkom. Jou oë nie kan sien nie. Jy het nie eers daarvoor gebid. Jy het amper al vergeet daarvan dat jy daaroor gebid het, nê? Ja. En dit het alles net waar geword. En hoe lewe net mooi raak. So daar's regtig 'n kans vir die ouens wat luister. Daar's regtig 'n kans vir jou om als om te swaai. Maatjie, baie dankie. Ek gaan sommer jou hand skud. Baie dankie. Ons kan dit Ewen, jene, dankie. Dit was so lekker. Dankie Milies, Millie FM hierso. Ja, en Sweetcorn. En sterkte met môre se. Dankie, ek waardeer dit. Yes, Ewen, dit was lekker. Dankie almal. Liefde vir julle. Okay, liefde Chat vir julle. met ons. Bye.